Ok, ek dink ek begin meer agterkom oor die tyd wat ek betrokke is in olieverf. Ek is dalk een van die meer luiskuldenaars en ek hou ek word al meer aangetrokke tot die vormlose werke en so aan. En nog 'n ding wat ek ontdek het is ek begin al hoe meer aangetrokke voel tot dik kwashale en jy moet die strepe kan sien. En as jy oor hom vryf, as hy nou klaar is, moet jy hom kan voel. Jy moet die grein kan voel van die olieverf. Nou ja, daar is ek besig op 25 cm by 25 cm canvas gou die onderlaag te sit. Ek noem dit onderlaag is raw umber met 'n bietjie wit gemeng en hele orkry. Hy werk lekker. Daar het ek raw umber gebruik met 'n bietjie wit wat ek nou dis 'n stadslewe, vormlose stadslewe wat ek hier inteken en geskilder. En daar het ek nou op die geboue begin inwerk en die pad. En natuurlik selfs die voertuie en die mense is vormloos. Met ander woorde, die plan is wanneer iemand na die skilderytjie kyk, moet hy weet dit is 'n straat, dit is 'n stad. En hy moet die idee kan sien sonder dat ek te veel detail in hom ingesit het. Jy gaan agterkom, ek gaan nie vensters insit nie, ek gaan nie deure insit nie, ek noem hom ook sommer die stadslewe sonder liggie, so ek het nie lamppale daarin nie, en so aan. Daar sit ek nou met ultramarine blou en baie wit gemeng, en 'n bietjie yellow naples het ek daarin, om my blou wêreld te skep waar natuurlik die lig daar agter is. Ek is gaande al hoe meer oor, ek wil in elk geval bietjie meer eksperimenteer selfs met dierelewe en enige ander moontlikhede vir vormlose werke met helder kleure. Ek het begin, ek kan goed skilder as ek 'n model het. Ek is amper soos 'n papegaai wat ek voor my sien kan ek neersit. Nou hierdie vereis bietjie meer breinkrag in verbeelding. Ek het nie 'n model nie en hier het ek begin dink wat van die helder kleure wat ek op my palet kan gebruik. Toe ek begin het, wou ek aanvanklik met paletmesse begin het, maar so 2-3 weke later toe kom ek agter dit kan vir my nogal duur uitwerk want ek het dit sommer genoem pleister. Nou ek is nou nog gaande daaroor, want as jy met paletmesse kan werk en jy kan hom mooi plak, ek noem dit nou plak, as daar professionele kunstenaars is, asseblief vergewe my die een, maar ek noem dit jy pleister en jy plak hom. Hou ek van daai dik hale wat die paletmesse op 'n ding het, maar jy gaan natuurlik verf moet gebruik laat die bissies bewe. Nou met die kwas het ek toe nou begin en ek kom nou agter met gedurende hierdie werke, ek probeer al hoe dikker plak met hom en my handvaardigheid moet natuurlik nog verbeter en die vermoë om die kwas te en dis hoekom ek van hierdie vormlose wêreld hou. Die lyne is nie heeltemal reguit nie, die geboue is nie heeltemal reguit nie. Ek het nou genoem, ek gaan nie op hierdie oomblik deure, vensters en fynwerke insit nie. Die visie en die missie is dat ons hier 'n stadslewe sien. Jy wil voertuie sien. Nou interessant, ek het bietjie navorsing gedoen. Ek hoef nie die voertuig byvoorbeeld te 100% te teken dat die wiele en al sien nie. Daar moet net die effek van wees. Nou ja, daar het ek begin rooi gebruik aan die linkerkant het ek hele orkry gebruik en ek het hom bietjie ligter gevat met bietjie meer wit gemeng. Daar's 'n 3D building aan die linker en die regterkant wat ek in gewerk het. En dan het ek bietjie meer na rooi toe beweeg, wat vermilion red is en brilliant red, wat ek die verdere geboue deur agter begin in verf het. Nou ek het hier aanvanklik net eers gebly om net, ek het gevarieer tussen basies 4-5 kleure. Die geboue self het ek tussen yellow naples, vermilion red, brilliant red gehou. Ek het yellow orkry gebruik en ek het nie verder gegaan nie. Ek het 'n vorige een gedoen net voor ek hierdie een gedoen het en ek het letterlik mal gegaan met kleure. Ek het, as 'n ding groen was, as ek groen gesien het, ek hom ingesit. As ek oranje gesien het, ek hom ingesit. Daar wys ek bietjie op die palet waarmee ek speel.
daai grys kleure agter is natuurlik die blou wat ek daar bo aan geverf het. En daar lê nou al van die kleure wat ek in die geboue ingeverf het. Nou ek weet, hier is ek besig om nog net standaard net kleur in te kry en ek probeer regtig helder gaan. En dan later, nou as ek besig om myself te leer, dan vat ek die kwas, as die gebou rooi is, kom ons noem hom wat hy is, dan vat ek, sê maar hele nuipels, dan verf ek sommer so wille geel streep net oor hom. En daai is nou die plan wat ek nou genoem het. As hy nou droog is, moet ek hom kan voel met die vingers. Jy moet daai grein van die kwas al voel. Julle kan sien, daar het ek daar geel op hy een rooi gesit. Dan as hy geel is, het ek later so 'n stuk rooi weer in hom ingegooi. Letterlik onverskillig, onverantwoordelik. En later het ek bietjie wit ook daar gaan insit. Daar agter het ek nog 'n toring wat ek ook probeer identifiseer het. Ek weet nie, ek dink nie dis die Seattle toring nie, so kom ons gebruik nie benoeminge en benaminge nie. Nou, wat ek van hou hier sover, ek voel nie beperk tot ek voel nie soos 'n argitek nie, want dit maak my paniekerig. As 'n lyn bietjie skeef is, daai regterkantste 3D gebou wat ek byvoorbeeld daar ingeteken het. Ek is goed by 3D, maar ek het nie opgemerk dat daai regter onderkantste hoek is nie heeltemal reg nie. En wat ek hiervan nou, jy kan jouself vergewe. Nou, ja, die pad het ek begin verf daar. Die voertuie is reeds in, die mense is reeds in, onthou, die voertuie is vormloos. Jy moet die idee kan sien, en die mense is ook redelik vormloos, en jy moet normaal verstaan as jy na die ding kyk, dis 'n mens of 'n kar. Nou die pad het ek gebruik meer ultramarine blou, ek het gebruik so bietjie met wit en rolomber gemeng, om basies 'n bietjie van daai donkerder teer effek te gee, wat ook al. Ek het later bietjie meer gewerk met die kleure wat ek nou daaraan, ja, daar moes ek bietjie fyn werk, want moontlik kan jy het sien of nie, want daar het voertuie en mense gewees, en ek moes die ding insit, die sypaadjies ensovoorts. Daar het ek nou die mense in, ek het die voertuie in, en ek verf nou wolke, nou daar bo oor die stad in. Ek sal seker later, as ek so stadslewe doen, nou probeer 'n bietjie meer sonlig of oranje, of 'n son wat sak, of 'n son wat opkom insit. Hier het ek gevoel, die wolke gaan maklik wees. Ek gaan hulle insit, dit lyk amper soos 'n duinserige tipe van grou dag. Dit kan enige oomblik bietjie reën en so aan. Dis die idee wat ek hier kry toe ek nou basies klaar is met hom. En so dis die atmosfeer wat jy nou op hom gaan kry. Nou, ek moet sê, die kleurskakering hier by ons huis, as ek hom nou hier moet hang, is nou nie perfection nie, maar hy lyk mooi iewers teen 'n muur. Saam met van die werke wat ek nou hier gedoen het. Ek het nou 'n hele versameling van Chris se werke. Daar het ek begin, die voertuie is rooi, die mense het ek van die rooi gemeng met brilliant rooi en vermilion red. Nou kom ek weer met daai geel in, en ja, ek wou dit dan nou genoem het, so basies het ek weer in 'n kleurskakering tussen 3 kleure gehou teen 'n vorige een wat julle nou nie gesien het nie, waar ek het letterlik bond gegaan. En Pastoor Betty sê sy hou van daai ene. Hierdie ene is nou weer meer my gunsteling, en ek is redelik half trots op hom, omdat al is dit ding vormloos, en al vereis hy nie reguit lyne en hoeke, meetkundige hoeke nie, moet jy nog steeds 'n prentjie hê wat min of meer in aanvaarding is vir wat jy daar probeer voorstel. En met ander woorde, ou moet kan wonder. Ek dink dit is goed as jy kuns doen. Hy moet abstrakt is natuurlik nou die oortreffende trap vir hierdie goed. Maar hy moet ook nie te veel dink nie. Hy moet daarom weet, ek het nou nie 'n betrokke stad hier in gedagte gehad. Ek weet nie waar is die plek nie. As jy dink ek het iets raak geteken, noem maar vir my, of jy al so 'n plek iewers gesien het, dan het ek dit nou aangevoel, as ek dit so kan stel. Daar het ek nou gegaan oor daai voertuie en die mense daarvoor. Ek het nou nie zebra-strepe daar aangeteken nie. Toe ek begin met die klein kwasie begin, so hulle almal met geel spikkel. So dit is die helder rooi,
daar kan jy sien aan die regterkant, daar's mense. Nou blaar dit ek stukkies geel daar so oor hulle in. Jy kan ook sien daar so regterkant se lang plat gebou. Ek het 'n voorstel gesien ook van so vormlose stadslewe waar 'n vrou amper 'n skerm daar aangesit het wat jy nou baie sien hier in die stede. Ek het hom maar net so reg hoekig gemaak en twee rooi strepe in hom ingepyn daar. En letterlik dit is redelik vryhand. En ja, daar sit ek nog steeds die geelerige ek sit die geel merke wat ek daar aansit of ek dink dis Naples hele wat ek daar gebruik met 'n bietjie wit gemeng. Kan jy letterlik as jy nou die skilderytjie nou hier by ons voel, sal jou hand oor hom gaan en jy gaan daai merke voel. Soos ek aan die begin gesê het, ek begin al hoe meer aangetrokke voel tot dit. En dit is interessant hoe jy verander en 'n fingerprint begin kry. Toe ek begin het met olieverf, was ek meer aangetrokke tot ons tipe boskleur, breinerige kleure, breinerige agtergrond. Ek dink Afrika is maar waar ek in was. Ek was in baie plekke. Maar hoe meer ek die pad stap, hoe meer begin hierdie helder kleure my fascineer. En dit lyk vir my, jy kan bietjie hardloop op vryheid en jy kan baie oortredings doen. Dit wil sê, 'n gebou is nie, 'n stad lyk nie noodwendig soos hy nou daar lyk nie. Hy kan grou of grys wees of wel afhangende van hoe kleurvol die wêreld is waar hy is, maar ek voel of ek in beheer is en ek kan met die stad doen wat ek wil. En as ek 'n mens teken, kan ek besluit hoe lyk die mens. En in die geval was die aanbeveling teken net 'n vertikale streep met 'n kolletjie bo-aan en dan kan jy natuurlik 'n tipe van 'n rigting bepaal. Loop die mense as hulle vorentoe loop, na watse kant toe loop hulle vorentoe. Dit wil sê jy moet 'n bepaling maak, jy trek hom effe van regs na links af, dan beweeg hulle van links na regs oor die pad of van regs na links. En as hulle met die sypaadjie op of af gaan, kan jy daar ook half meetkundig om bietjie skynser werk. Ek is nie nog so goed met dit nie. Ek gaan eerlik wees, ek verstaan dit, maar my muscle memory om met kwaswerk nog te werk en die ervaring en die gevoel van kwaste moet ek nog leer. As ek dis hoekom ek nou die kleiner canvassies ook gebruik. In die geval soos ek gesê het 25 cm by 25 cm, baie kleiner kwasse. Ek is goed om met groot canvas te werk, breë kwasse, lekker dik kwasse. En ek het gaan huiswerk doen en vir myself gesê, kom eers bietjie na jou fundamentele wêrelde toe. Kry kleiner kwasse, kry fyner kwasse en begin met die fyner werk. So ek forceer myself nou, eers 'n bietjie op die kleiner canvas. Jy sal sien, na eseltjie is ook maar klein. Nou is vir my bietjie frustrerend. Ek brand al om weer een van hierdie groot box canvases te kry en om te begin verf met groot kwaste en net te laat loop. So die ding wat ek nou daar doen, leer my bietjie selfdissipline. Daar sit ek nou in daai ek het hier bietjie begin met wit nou inkom. Ek het nou 'n basis daar gehad. Ek sit nou die ding so en kyk. Ek het so 'n bietjie gesmats op daai karre, ek het so 'n bietjie gesmats op daai mense. En ja, maar jy kan mos nou sien dis mense en karre. Anders dan gaan ek mos nou vir jou vra, wat is die probleem? Daar is hy. Ek het lekker wit agterna aangesit en die grys bietjie gebreek van die pad en daar's hy. Mooi dag.